Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Gemeente, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Môre gemeente, kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Kom ons sing hartlik saam uit Gesang 415 verse 1 en 2. Die wet, broers en susters, ons het teen God gesondig, ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself gewis van ons sondes en ons liefdeloosheid. Hoor die wet wat Jesus opgesom het in Markus 12 vers 28 en 1 tot 31. En een van die skrifgeleerdes het gehoor en geredeneer en nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? En Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al sy jou krag. Die tweede, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Ons staan skuldig voor hierdie eis. Skuldbelydenis en genade, geliefdes. Ons weet nou dat ons sondig is en doen wat verkeerd is in die Here van ons Here. Tog verseker God ons in 1 Johannes 2 vers 1 dat hy ons vrygespreek het. En as een van ons sondig is, het Jesus Christus die regverdige ons as voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hul geloof in die drie-enige God. Geliefdes, die sakrament van die heilige doop word vanoggend nie net in ouers en gesinne nie, maar ook aan ons as gemeente bedien. Daarom vra ek dat elkeen ook na die formulier sal luister. Ek vra nou dat Neil en Monique Smit na vore kom om op die vraag wat aan julle gestel gaan word te antwoord. Geliefdes, God het ons lief en ons is sy kinders lank voordat ons van God bewus raak. Dit word deur die doop bevestig. Die doop is een van die kerk se 2 sakramente en dit gee sigbaar uitdrukking aan God se verbond met ons. Die doop getuig dat ons deel is aan die liggaam van Jesus Christus op grond van sy versoeningsdood en die werk van die Heilige Gees. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees
het betekenis vir ons hele lewe. Daarom doop die kerk kinders van God. Die doop van hierdie kind van God herinner ons vandag opnuut na ons eie doop. Ons glo dat die kerk die opdrag uit die evangelie het om mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop in die naam van die Vader getuig van ons nuwe verbond met God. Die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing deur Jesus Christus. Die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Gees van God in ons wil bly en voortdurend ons lewe wil nuut maak. Die doop roep ons om God lief te hê. Dit is belangrik dat gelowiges die betekenis van hulle doop sal uitlewe. Ouers in die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken. Ons kinders behoort in die lewe van die gemeenskap van gelowiges te ervaar wat dit beteken om aan God te behoort. Om te getuig dat julle dit so wil doen, moet julle eerlik op die volgende vraag antwoord. Neil en Monique, glo julle dat ons kinders, ondanks ons sonde, deur God in genade aangeneem is? Glo julle dat die evangelie alles bekend maak wat nodig is vir ons verlossing, soos belig in ons belydenis? En beloof julle om julle kind te leer wat die doop beteken en te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Christus? Wat is hierop julle antwoord? Terwyl klein Anlia ingebring word, sing ons gesang 294 vers 1, 2 en 3, terwyl julle net so bly sit. Anlia Smit, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sang hierdie ouerpaar en hierdie klein ding die seënbede toe uit Gesang 268 vers 1. Baie geluk, ja, baie geluk, seënwense, baie geluk Monique, seënwense hoor. Geliefdes, kom ons bid saam terwyl u net so bly sit. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons ook vanoggend as gemeenskap van gelowiges hier by mekaar kan wees. Here, dankie dat ons ook kon bywees by die doop van hierdie kind. O God, waar u hierdie kind aangeneem het. Here, maar vandag is ook opstandingssondag. Die graf is leeg. En ons dankie, Here, dat u ook bemoeienis maak met ons nietige mense, dat u so lief is vir ons, dat u u seun gegee het, sodat ons gered kan word. Here, gaan met hierdie ouers wat vanoggend gedoop het, seën hulle en die kindjie, dat hulle ook die kind sal groot maak, Here, en dat hulle haar sal leer wat die doop is, en in 'n gemeenskap van gelowiges. Gaan nou met ons waar ons uit die woord gaan lees, o Heer, en ook in die prediking. Maak aan ons bekend wat u vir ons wil sê, o Heer. Maak dit nou stil in ons, sodat ons dit sal hoor. Ons vra dit net in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Gemeente, ons lees uit die woord van God, uit die Nuwe Testament, uit die evangelie volgens Matteus hoofstuk 28, vanaf vers 1 tot 10. Het gaan oor, die opskrif daar is, Jesus het opgestaan. Na die Sabbatdag,
toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing gewees. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: "Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood uit opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk. Daar is die plek waar hy gelê het. Gaan nou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat jy vir hulle moet sê." Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: "Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle my sien." Tot sover die skriflesing. Bevoorreg is hulle wat die woord van God hoor en daaruit leef. Ons gaan na hierdie hele geleesde gedeelte kyk in die prediking. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, daar is nou nog op die pad na die graf, wanneer die eerste daglig in Jerusalem op die horison begin verkleur. Dit is die oomblik waar die nag se koue plek maak vir die dag vol beloftes. Maar vir die vroue op daardie pad is daar geen belofte nie. Maria Magdalena en die ander Maria loop nie net met 'n opgewondenheid van 'n verwagting nie. Hulle loop met 'n swaar ritmiese stap van rou. Hulle skouers hang en hulle voetstappe is swaar. In hulle hande dra hulle speserye en kruie om die laaste eerbewys aan Jesus te betoon deur sy liggaam te gaan salf. Hulle gemoed is gestroop van enige hoop wat daar kon wees. Vir hulle het die verhaal sy einde bereik. Jesus se kruisiging was nie net 'n teregstelling nie. Dit was die wêreld se finale, brutale afkeer, die wêreld se nee vir alles wat Jesus verkondig het, vir alles waarin hy geglo het. Dit was die opstand teen enige moontlike vorm van politieke mag wat die Romeinse ryk kon bedreig. Opstand en godsdienstige jaloesie wat toe uiteindelik tot Jesus se dood gelei het. En wanneer die dood sy stempel op 'n grafsteen afdruk, dan glo ons as mense gewoonlik dat die laaste woord gespreek is. Ons ken daardie ervaring van die einde wat maar te goed. Ons ken daardie ervaring maar te goed. Daardie oomblik wanneer die trauma van verlies so oorweldigend is, dat enige gedagte aan die toekoms soos 'n onvanpaste grap klink. Hierdie vroue verteenwoordig ons almal op die mees weerlose oomblik. Hulle is die weerspieëling van die menslike onvermoë om die toekoms te beheer. Hulle nader die graf met die vaste oortuiging dat die dood onherroepelik is en dat dit die beëindiging van hulle toekomsverwagtinge finaal is. Hulle is vasgevang in die trauma van die afgelope dae, 'n wrede realiteit waar die goeie oënskynlike deur die bose oorwin is. Dit is 'n algemene menslike toestand om te staan voor die grafte van ons eie lewens, verbrokkelde verhoudings, 'n mislukte droom of die fisiese dood van 'n geliefde. En ons dink by onsself, dit is alles nou finaal verby. In die stilte van die graf
word die menslike magteloosheid blootgelê. En ons probeer die dood hanteer deur dit te versorg, deur speserye te bring, deur die verlede te balsam, maar ons kan nie die klip wegrol nie. Ons kan nie die dood oorkom nie. Ons is vasgevang in 'n werklikheid deur die finaliteit van die graf gedefinieer word. Maar hierdie swaar stilte van die graf word skielik deur 'n gewelddadige krag verbreek, die van 'n aardbewing wat die fondamente van die aarde skud. En wanneer die aarde begin bewe en die engel van die Here uit die hemel neerdal, dan word ons gekonfronteer met 'n kontras wat die kern van die Matteus Evangelie is. Kyk na die Romeinse wagte. Die simbool van die wêreld se mag, die uitvoerders van die gesagvoerders se finale besluit oor lewe en dood. In die goddelike teenwoordigheid, wanneer hulle dit aanskou, dan word hierdie krygers verlam deur vrees. Matteus beskryf dat hulle soos dooies geword het. Is dit nie ironies nie? Die lewendes wat die lewendes wat die dood moet bewaak, hulle word selfs soos dooies wanneer die hemelse heiligheid tevoorskyn kom. Vir diegene wat hulle teen God se koninkryk verskans, is die koms van 'n heilige niks anders as 'n verskrikking nie. Hulle vrees lei daartoe dat hulle bewegingloos en verlam is. Dit is 'n vrees wat voortspruit uit die besef dat hulle mag net 'n illusie was en dat die orde wat hulle met 'n swaard probeer handhaaf het, besig is om in duie te stort. En daarteenoor kry ons nou die vroue. Hulle ervaar ook vrees, maar dit is vrees van 'n heel ander aard. Dit is nie net blote skrik nie, maar 'n diepe ontzag en 'n betowering wanneer jy besef jy is in God se teenwoordigheid. Dit is die besef dat die werklikheid waarin jy geglo het, die werklikheid wat deur die dood onoorkombaar is, nou tot in sy fondamente geskit word. Die vroue bewe, nie omdat hulle bang is vir enigiets nie, maar omdat hulle gekonfronteer word met die totale andersheid van God. Hierdie ervaring van die nuwe werklikheid laat die menslike natuur tot in sy diepste wese skud. Dit dwing ons om te erken dat ons nie die skrywers van ons lewensverhale is nie. Waar die wagte se vrees tot 'n doodsheid gelei het, waar die vroue se vrees die begin van 'n nuwe verstaan. Hulle vrees is die besef van 'n nuwe werklikheid wat alle menslike logika uitdaag. Te midde van hierdie bewing en verlammende kontras tussen lewe en dood, klink daar 'n stem op wat die logika van die graf heeltemal op sy kop draai en die ware aard van God se plan onthul. Die Engelse boodskap is nie sommer net 'n troostwoord nie. Dit is 'n totale nuwe beskouing van gebeure. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, net soos hy gesê het, sê die engel, die boodskapper van God. In hierdie kort sin lê die totale fondament van die Christelike hoop. Die opstanding was nie net 'n toevallige ingryping of 'n noodplan omdat dinge by die kruis verkeerd geloop het nie. Dit was die direkte vervulling van Jesus se eie woorde. Hierdie bevestiging van goddelike vervulling leer ons dat God getrou is aan sy verbond en sy beloftes, selfs wanneer ons dit nie kan verstaan nie. Die graf wat leeg is nie 'n teken van afwesigheid nie, maar die bevulling van 'n goddelike belofte. Die leë graf is die bewys van God se oorwinning oor die finaliteit van die dood. Die opstanding is God se finale oorwinning oor die dood. Die dood het probeer om vir Jesus te sê, dit stop hier, maar God het 'n antwoord. Dit gaan nou maar eers begin. Hierdie goddelike ingryping verander die wêreld se werklikheid in sy totaliteit. Dit sê vir ons dat die trauma wat ons ervaar, die verliese wat ons dra en die grafte waarby ons staan,
nie die laaste woord het nie. Ons lewens word nie deur omstandighede van die oomblik bepaal nie, maar deur God se getrouheid. Terwyl die vrou nog haastig en met beweging van die graf al weggehardloop het, gebeur die ondenkbare. Jesus self ontmoet hulle. Sy eerste woorde aan hulle is, moenie bang wees nie. Na alles wat hulle moes deurmaak, is dit sekerlik wat hulle nou moes hoor. Moenie bang wees nie. Dit is ook vanoggend in ons gebroke wêreld, Jesus woorde aan ons. Moenie bang wees nie. Die vroue het uitgegaan om 'n dooie liggaam te versorg, en hulle word skielik verras deur die lewende Here. Hulle gryp sy voete vas en aanbid hom. 'n Fisiese erkenning dat hierdie nie 'n gees of 'n visioen is nie, maar die Here van die lewe wat die vlees en bloed van ons bestaan kom herstel het. Hierdie onverwagte ontmoeting is die begin van 'n totale geestelike vernuwing. Die vrou se trauma word nie bloot weggevee nie. Dit word verander. Hulle verhouding met die werklikheid skuif van 'n fokus op wat verlore is, die dooie liggaam, na 'n fokus wat vir hulle gegee word, die opgestane Here. Dit weerspieël ons eie moderne soeke na betekenis te midde van hartseer. Hoe dikwels klou ons nie vas aan die dooie aspekte van ons lewens nie. Ons ou seer kry, ons mislukte pogings, ons verlede wat ons nie kan verander nie. Maar die opgestane Jesus ontmoet ons juis op daardie pad en roep ons tot nuwe vreugde. Die opstanding beteken dat die oordeel van die dood vernietig is en dat die volheid van die lewe nou na vore kom tydens elke ontmoeting met hom. Ons kan nou vanuit die leë graf na buite kyk en ons sien die lig inskyn. Ons word geroep om nie meer die lewende by die dooies te soek nie, maar om te leef uit die krag van hierdie ontmoeting met die lewende Here. Hierdie oorwinning van die lewe oor die dood is nie net 'n verre historiese gebeurtenis nie. Dit word vandag tasbaar hier by die doopvont, waar 'n nuwe lewe in Christus formeel aan ons geskenk word. Vandag op hierdie Paasfees het ons die oorwinning nie net met woorde gevier nie, maar met die sakrament van die doop. Die doop is die plek waar ons bely dat die verhaal van Matteus 28 ons eie verhaal geword het. In die water van die doop word ons saam met Christus begrawe. Ons sê nee vir die mag van die dood, vir die verlammende vrees en vir die trauma van 'n hopelose bestaan. Maar net soos Jesus nie in die graf gebly het nie, staan ons ook op met 'n nuwe lewe. Die doopvont word vandag die teken van daardie leë graf. Dit is die plek waar die goddelike ja oor 'n kind uitgespreek is, ongeag die onsekerheid van die toekoms. Dit is die finale bewys dat ons nie meer ons verlede of deur ons foute gedefinieer word nie, maar deur die opstandingskrag van Jesus Christus. As mense wat die lig van die opstanding leef, word ons opgeroep om getuies te wees. Net soos die vroue gestuur is om die nuus te gaan verkondig, word ons uitgestuur na hierdie erediens om die boodskap van oorwinning in die donker wêreld te gaan indra. Ons moet nie vasklou aan die dooie aspekte van ons bestaan nie. Die doop herinner ons dat ons aan die lewende God behoort. Die trauma van die verlede hoef nie meer ons toekoms te dikteer nie. Want die Here wat die graf oopgebreek het, stap nou saam met ons die pad na Galilea, na ons daaglikse lewe, na ons werk, ons huise en ons gesinne. Die sekerheid van sy teenwoordigheid verander alles. Ons leef nie meer met 'n vrees vir die einde nie. Want ons weet nou dat elke einde in God se hande slegs die voorbereiding is vir 'n nuwe glorieryke begin. Gaan dan heen met die groot blydskap van die vroue.
gehoorsaam die opdrag van vreugde en leef as mense wat weet dat die graf leeg is en dat Jesus Christus die Here is tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, kom ons doen 'n staande belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede hiervandaan verder. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.